Boeties en my sissies, julle sal onthou ons het verlede Sondag het ons so 'n bietjie gepraat oor die moontlikheid van 'n nuwe padkaart in ons lewens. 'n Nuwe manier van dit wat ons mee te doen het in ons lewens, hoe ons dit kan hanteer. Weet mense, dit was altyd die manier, dit het altyd so gewerk en altyd so gedoen en dan kom jy op 'n punt waar dinge net nie meer wil werk nie en jy doen dinge soos dit altyd gewerk het en jy altyd sukses mee gehad het. En dit werk nie uit nie. Dus sal julle onthou het ons gepraat en gesê, maar jy moet dan by die Here uitkom en jy moet by die Here hoor vir 'n nuwe plan vir jou lewe en jou omstandighede. 'n Nuwe padkaart kry. Julle ek het vertel van ou padkaart wat ek in Johannesburg gebruik het en vandag gebruik ek nou Waze op my foon eerder as wat met die ou padkaart werk, né? So jy moet by die Here hoor vir my lewe vorentoe. Jou lewe is dalk op 'n plek waar jy kom en jy voel, ek weet nie vorentoe nie, ek het 'n doodloopstraat bereik, ek het 'n punt bereik, waar dit vir my voel, goed is net nie reg. Maar nou, hoe hoor ek die Here? Ek het noodwendig ervaar uit my hart uit, ek het gesê, ek kry 'n nuwe padkaart by die Here, maar nou, hoe hoor ek die Here? Hoe hoor ek wat God vir my wil sê? Hoe werk dit? En ons het seker al baie daaroor in die verlede gepraat en gepreek, seker ook, maar in my hart het ek net dit beleef, die Gees van die Here sê vir my, ek moet vanmôre weer sê, hoe praat die Here met ons? How do God talk to me? How can I hear the voice of God for my life? Because I've reached the point where I do not know what to do on my way forward. I've reached the point of, I really don't know. I need to hear God's voice for new plans for my life. But how do I hear God? When do I know it is God? So, ons gaan so 'n bietjie praat en ons gaan skrif ook deurgee. So die eerste ding wat ek eintlik vir jou amper wil vra is, het jy al in jou lewe die stem van die Here gehoor? Kom ons kyk so 'n bietjie. Wie het al die stem van die Here gehoor? Kan ek jou vra, was dit 'n hoorbare stem? Wat die bo in die hemel uitgebulder het. Kom sê, ek praat nou met jou. Het iemand al die Here hoorbaar uit die hemel hoor praat? Daar's een persoon wat dit sê. Ek het nog nooit hoorbaar gestaan in 'n plek waar ek kan sê, ek het 'n stem gehoor, soos wat ek enige ander stem wat met my praat oor. Dis nie so nie. So, people many times talk amongst one another, and then they will discuss issues, spiritual issues, and they will say, well, the Lord told me. You know, when I did this and I prayed about that, then the Lord said to me. Now the question is, was it an audible voice? Did you actually hear a voice from heaven speaking over a loudspeaker? Because, you know, heaven is a bit far sometimes. What did you hear? Ek self het nog nooit die Here met 'n hoorbare stem gehoor praat nie. Maar ek het al die Here hoor praat met my. Ek het al die Here gehoor praat in my hart. And although He certainly can speak to you in an audible voice, and I think there are testimony of people over the ages, there's at least one here that can tell that he audibly heard God speaking to him in an audible voice. However, you will most likely hear God's voice in different other ways than an audible voice speaking from heaven. So, hoe werk dit dan? As dit dan nou nie 'n hoorbare stem is, wat jy iewers te gaan die klank van buite hoor nie, maar tog in jou hart die stem van die Here hoor en onderskei. Hoe werk dit? Die eerste ene waar hy by begin is met skrif. Is daar nie 'n PowerPoint? Ek wil net, want ek het nie die verse hier neergeskryf nie, dit moet net op die skerm wees asseblief. Die eerste manier waarop die Here met ons praat is, die Here praat met ons uit sy woord uit. Hy praat met ons deur skrif, deur wanneer jy die Bybel lees.
Nou, die Bybel is deur God geïnspireer, deur die Heilige Gees geïnspireer. Waar is hy? Kom, gooi vir my gou die volgende versie daar sit. 2 Timoteus 3 vers 16 sê, elke skrifdeel is deur God geïnspireer en is nuttig vir onderrig, weerlegging, teregwysing en opvoeding om God se wil te gehoorsaam. Die Engels sê, volgende slide, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Ons weet die Bybel is deur mense geskryf jare terug. Mense het dit geskryf, dis nie iets wat uit die hemel uit neergedaal het en daar gekom het nie. Maar die Bybel is deur God, deur sy Heilige Gees geïnspireer. Dit wat God vir gewone mense gegee het om neer te skryf, sy woord, en dit wat hulle geskryf het, wat hulle onthou het van al die goed, as jy die evangelies en Handelinge lees, wat sal jy onthou, dis wat die mense geskryf het, wat hulle onthou van alles wat gebeur het, en dit wat daar gestel is deur die Heilige Gees geïnspireer, dis hoekom ons sê, dit is God se woord. Met ander woorde, die Bybel sê wat God gesê het. The Bible teaches us what God has taught, what He has said. So, in my view, the Bible is the main source, the main way that God talks to people. When we read our Bible, we find that God speaks to us through His written word. He tells us what is His plans. He tells us what is His will. He tells us what He wants us to do. He tells us what we should not do. He teaches us the ways of righteousness. So, dis die hoofmanier, en miskien, dit werk bietjie anders as, jy weet, mense soms daarmee wel te werk wil gaan. Want mense het nogal, partykeer as hulle 'n woord van die Here uit die Bybel uitsoek, het hulle 'n snaakse manier om van die Here te wil hoor. En die manier is maar baie keer om randomly, soos die Engelsman sê, die Bybel oop te maak en 'n vinger op 'n versie te druk en te voel, jy weet, die Here sê vir jou. Jy weet, jy het 'n saak waaroor jy bid, waaroor jy die leiding van die Here nodig het, en nou sê, Here, gee vir my woord, en dan slaan jy nou maar jou Bybel oop en jy druk jou vinger op 'n vers. Many people do that. I mean, I've done that in my life. Until I learned better, or understood a better way. Sometimes you just pray about the thing and then we open the Bible to see where the Bible opened, and then we read what stands there, and we hope that from what we read there, God talks to us or says something. Because most of the time people urgently wish to have a little verse from the Bible which they can latch onto. En dis kom ons die koringkorreltjies het, jy trek 'n kaartjie met 'n versie, en dis jou versie vir die dag, en jou feel good. Dis goed, dit het seker sy plek ook, en dit het waarde, maar eintlik, kom ek jou sê, God praat deur sy woord met ons, wanneer ons op 'n gereelde grondslag sy woord lees. Wanneer jy die Bybel vat en jy lees die Bybel. En terwyl jy jou Bybel lees, soos wat jy elke dag die skrif lees, dan gaan jy sien, skielik gaan iets met jou praat. All of a sudden, there's a certain portion of scripture. You've read it thousands of times, perhaps. But that day, that verse, all of a sudden, speaks to you, says something to you, have certain meaning, and you experience in your heart that God is actually guiding you through this verse or this portion of scripture that you have read. You see, my broers, my sisters, partykeer is mense, ons is maar gedryf op prestasie ook, want soms kry jy dat mense wil teenoor mekaar spog om te sê, jy weet, ek lees die Bybel in 'n jaar deur. So elke dag lees ek x aantal hoofstukke, want ek moet soveel hoofstukke lees. As anders raak ek agter, dan lees ek die Bybel in 365 dae deur. Dis mooi, dis goed. Klop jy op die skouer as jy dit doen. Maar wat ek beleef is veel eerder, in plaas daarvan om hierdie druk te plaas op myself, om die Bybel te moet deurlees en elke dag my stuk te lees,
is wanneer ek begin Bybel lees, en ek lees en ek lees, en ek lees en ek lees, en skielik dan kom ek by 'n deel wat ek voel, nou moet ek bietjie hieroor dink. Ek wil nie net verder lees nie, want weet jy wat vind ek? Ek vind dat die Here wil met my praat, maar omdat ek gesteld is daarop om nou die hoofstukke te moet klaar lees, want ek het 3 hoofstukke om te lees, dan mis ek, want die Here wou met my gepraat. Want daardie stuk wat skielik vandag vir my uitstaan, is waar God besig is om met my te praat. See how it works. When you read your Bible, not under pressure to complete a reading plan, because yes, I know even with the cell phone apps, you've got a reading plan because you must read so many Bibles or so many stuff. But you read the Word, you do your daily study, and then you come across a piece of scripture that just, it just ignites something in your heart, and you want to read it again, and you want to think over it. You want to sort of meditate on it. Let's use the word meditate. Some people might not like the word, but it's not only something that the Eastern religions do, meditation or that. We as Christians can also meditate. We meditate over the Word of God. We think. Meditation is when you think about the Word of God. You've read a portion of Scripture, and now you start to think, what does it say? And you open your heart and you say to the Lord, Lord, what do you actually want to say in this? That's a very important part. So it's nie net, ek dink 'n mens mis as jy hierdie druk het om op jouself druk te plaas om 'n stuk te moet klaar lees. As jy by 'n vers kom en die vers begin vir jou uitstaan, jy voel hier staan iets geskryf. Dan gaan staan jy by die vers stil. En jy lees hom. Nou wat ek doen is, ek is lief vir baie vertalings. Julle weet nou al teen die tyd, ek is nie een van die ouens wat probleme het met Bybelvertalings. Dan gaan lees ek al die Afrikaanse vertalings en soveel Engelse vertalings as wat ek by my het. Van die hogere King James tot die Amplified en die goed. En ek, wat sê die vers? Jy weet, hoe die ouens op verskillend, wat sê die Here? En dan wat ek dan doen, dan begin ek neerskryf. Want dis 'n belangrike ding wat ek al agterkom het. My gedagtes begin vloei. En hier in my hart begin goed opkom. En dan moet ek vinnig die goed skryf. Want dit is wat ek beleef. Nou praat die Here met my. Then you call it in English, you do journaling. So you take whatever you've read and you think about it and you write down what you feel in your heart God is saying to you. And in most of these cases, you will see that what you read, the word or whatever comes to your heart is something that is relevant to your situation and your life at that time. And God is speaking to you at that time. And that is the scripture that actually should come. Not the one where you close your eyes, open the Bible and put your finger down. Okay. En Judas het gegaan en hy het homself opgehaal. Kies, jy het nou nie mooi verstaan, ek wil myself nie gaan ophaal nie. So let's try again. Gaan jy en doen ook so? Nee, dis ook nie wat ek wil hoor. Maar jy, wat jy moet doen, doen dit haastig. Jy sien wat die fout is, dat ons baie keer doen op daai manier is, ons wil ons vinger laat val op 'n versie, totdat ons 'n versie kry wat vir ons sê, wat ons wil hê hy moet sê. Ek weet, I've been there, I've done that, I've got the t-shirt. You know, there was a time that I liked buying cars a lot. I don't think I kept a car for longer than 2 years, even shorter. And then at a stage I realized that, you know, I go to church, and now I want to buy a new car. Now I must get the word to convince my wife it's time for me to now buy this other car. So then I go and I look until he says, okay, go and buy a new Camel. You know, and then I've got a verse. So yeah, the Camel was transport, so it's a new car. But at least I went to church one day and I prayed and I asked God to really set me free from buying cars every 2 years. In any case. But it doesn't work that way.
usually you will find when you study scripture and when you meditate, when you think about what you've read, you will hear God's guidance for your life. You will read a portion of scripture that you've read many times, and you've had many sermons or many messages or heard many times from that, but that day it will specifically spring out and say something about your life and your circumstances. So, dis eintlik maar hoe ons met die skrif werk, want dit werk vir ons beter as ons moet besluite neem en goed as ons na die breë prentjie kyk en die leiding van die Heilige Gees kry. So, die Bybel is die primêre manier waarop God met ons praat en hoe hy ons lei. En ek wil dit vir jou sê, die Here sal jou nooit buite die skrif lei nie. Hy sal jou nooit lei om iets te doen wat nie skriftuurlik is. Oor baie jare terug, 'n prediker, die môre staan hy so die diens begin en 'n man en 'n vrou kom in die kerk en hy profeteer, hy sê vir die vrou, weet jy wat, die Here wys dan net vir my, jou man gaan sterf en my vrou gaan sterf en ek en jy gaan terug. Dit is regtig gebeur. Dis nie skriftuurlik. Dis staan nie. Dis nie skrif. Die Here sal jou nooit buite die skrif lei. So, kom ons kom dan by die volgende ene, gooi vir my gou die versie op. Die volgende manier hoe die Here ook met jou praat is deure wat hy vir jou oopmaak. Kyk wat sê in Openbaring 3 vers 8. Ek ken jou dade, kyk ek het vir jou 'n oop deur gegee, wat niemand kan sluit nie. Al is jou krag min, het jy vasgehou aan my woord en het jy my naam nie verloor nie. Okay? Ek het vir jou oop deur gegee. In die Engels gegou. I know your works. See, I have set before you an open door, and no one can shut it, for you have a little strength. I have kept my word, and have not denied my name. Weet jy, baie keer bid ek en jy oor leiding van die Here vir ons lewens. Besluite en keuses wat ons in die lewe moet maak. En weet jy hoe dat die Here dikwels met jou praat, is dan dat hy vir jou deure oopmaak, en wanneer hy deure vir jou toemaak. Many times in your life, when you need guidance from God about decisions, things, whatever, you will find that God speaks to you many times through doors that He opens in your life or doors that He shut. And please, if a door shuts, don't kick it open. There's a reason why God has closed that door. You will experience that God opens a door in your life. And then when the door opens, one thing is for sure, if the door opens, you better go through it and go through it quickly. Because that is God's plan for your life. It's part of what God wants you to do. So jy moet werklik waar dit volg. Die Here praat met ons deur deure wat hy oopmaak of toemaak. Nou, dis nie net oor moet ek trek van hierdie plek af, moet ek van werk verander, moet ek dit nie. Weet jy, daar's soveel dinge in jou lewe wat jy net beleef die Here maak deure toe. Nou, partykeer is dit so, jong mense ook enkellopendes, partykeer is die eensaamheid vir jou baie. En dan partykeer dan loop jy iemand raak. En dan dink jy, wel, hierdie is iemand wat die Here nou vir my gee. En natuurlik dan gaan hulle baie keer deur die versie en dan slat hulle daar 'n versie raak en dan sê hulle nee, Abraham het vir Isak sy diensknegt gestuur om vir Isak 'n vrou te gaan haal, so dan seker teene wat die Here vir my gee. Kom ek by jou sê, as daar partykeer goed gebeur wat die verhouding laat skipbreek lê, besef 'n deur het toegemaak. Moenie probeer aangaan om die deur oop te breek nie. Ek weet nie vir wie dit bedoel is nie, want dit is nie in my notas. Maar dan kom by nog 'n manier hoe die Here met jou praat. Die Engelse woord is God prompts you, op die ingewing wat in jou hart gebeur. Dis wanneer jy net 'n gevoel van dringendheid in jou hart het, wat jy net jy besef, dis nie uit jouself uit nie, is hierdie dringendheid in jou om iets te moet doen of iets op te tree op 'n sekere manier. Jy besef net iets moet gebeur. Kom ons kyk gou hierso in Jesaja 30 vers 21. Met julle ore sal julle 'n woord agter julle hoor. Hier is die pad. Gaan daarop wanneer julle regs of links wil hou. Kyk hier. Hy sê met julle oor gaan julle woord hou. Die Engels sê your ear shall hear a word behind you, saying
This is the way. Walk in it whenever you turn to the right hand or whenever you turn to the left. En hierdie is die manier waarop ons die meeste van die tyd dan die Here ook, die stem van die Here hoor. In jou hart is daar 'n stem wat vir jou sê. Dis soos hy sê, gaan links, gaan regs. Hier in jou hart is dit net, gaan hierdie kant toe, doen daardie kant toe. Dis wanneer jy in jou gees gedring voel om iets te doen. Al weet jy nie hoe dit gaan werk nie, jy weet net jy moet dit doen. You just prompted in your spirit. There's this urgency in your spirit that you have to do something. And that is important because your spirit will be urged to do something. You don't know how it's going to work. I want to give you a testimony if I can. In this week, one of our members had died earlier this week. Macy died. Macy Erasmus died. And I went to see her husband, Rassi, to sort out all the funeral arrangement and encourage him and so on. But when I went there, a voice in my heart just said, it spoke Afrikaans this time, gaan soek vir Harry. En ek onthou, soos wat ek aankom en ek draai links Pullens Hout, is dit weer hier in my hart, gaan soek vir Harry. En ek gaan na Rassie toe en ek kuier by Rassie, ek bid saam met hom en toe ek in my kar klim en ry, is die stem vir my weer sê, gaan soek vir Harry. So ek ry toe, daarna waar Harry bly. En eers is die voertuig nie in die pad nie, of hy is nie daar nie, maar daar staan die kar en daar is iemand daar besig en ek draai terug na die hek toe en hier kom sy skoonsister en sy sê vir my, Harry is nie hier nie, hy is in die ICU in Kossels. Erg siek, dus hy vertel vir my die hele storie. Want jy sien, die Here het met my gepraat. Die Here het my gedring en gesê, gaan doen dit. Gaan soek, kom. Nou het ek kontak met hom, nou weet ek die man is siek. En nou kan ons vir hom bid en ons kan hom bedien. Want dit was hier, ek het nie van buite die kar 'n stem gehoor nie, was ook nie die kar se radio nie, maar hier in my ore het ek gehoor, gaan soek. Gaan regs, gaan links. Dis die eerste van die tyd hoe jy die Here gaan hoor. Jy gaan soms hoor, weet jy, gaan gee vir Jan 'n trifle. Seker vir daai Jan, en daai Jan is seker, so hy kan nie 'n trifle gee. Gaan gee vir Jan 'n trifle. Sorry, ek hou nie eens van trifle maak nie, gaan gee vir Jan 'n trifle. En baie keer is dit net die Here wil toets of jy gehoorsaam gaan. Many times it sometimes does not make sense to you, but sometimes God instructs you to do something just to see whether you will obey Him. As He have said to His beloved Abraham, go take your son Isaac, the only one that you have, and go and offer him on the mountain I will show you. It didn't make sense. But God told him to do that, and it was just a test of obedience. Sometimes, God will just tell you, speak to you in your heart, when you must make decisions or when things come along in your life. Sometimes He will just tell you, listen, forgive whoever did something against you. Sometimes people struggle to forgive. They are not happy. They are depressed, and then the voice comes into their hearts and tells them, forgive Anna. Now, Lord, I don't like Anna. Anna said this to me, and Anna did that to me. Anna so. Forgive Anna. No, but Lord, you don't understand. She must come and apologize first before I forgive. Lord, she's got a lot of things that I've got a lot of things to tell her. Well, she forgive Anna. No, Lord, you don't hear me. She hasn't even apologized. She goes on as if nothing has happened, but she doesn't know how much she hurt me. Forgive Anna. And then all of a sudden the voice will calm down and you will not hear the voice again because you refuse to obey it. And you will become more and more unhappy and more depressed. And things will fall apart because God already told you in your heart what you had to do. You had to forgive Anna to get peace. You see? So there are a lot of questions when you want to speak about
When is it that God is actually speaking to me? How do I really know and understand it? There's another way. Let me just quickly say whether I put it in here. Yeah, I've got it all. Let me just say, how do I know this voice that speaks into my heart? How do I know it's God and not myself? Want ek bedoel, as ek nou môre moet bid om 'n mooi blink motorkar met 4 wiele en 'n spaarwiel te gaan koop, gaan jy vir my die seentjie my nie sommer keer nie, né? Hoe kan ek sê, gaan koop die kar wiele? Hoe weet ek was dit die Here wat gesê het gaan koop die kar en nie ek self? Hoe weet ek? Daar's 'n paar goed. Eerste is, hoe maak dit jou voel? Die kar koop, dit gaan nogal lekker voel, né? Maar die oomblik as ek besef ek my kar koop en ek moet gaan na huurkoop aangaan en ek moet groot skuld maak, dan skielik laat die skuld my nie meer so lekker voel. So dan begin ek onrustig word oor die skuld. So hoe maak dit jou voel? Hoe maak dit hier binne in jou? Hoe ervaar jy dit? Maak dit jou opgewonde? Of maak dit eintlik net jou stres groter? Want die hele ding is, as dit van die Here af is, kom maak die Here jou opgewonde. Al is daar onsekerheid betrokke en jy weet nie hoe alles gaan uitwerk nie, maar jy het hierdie opgewondenheid binne in jou dat jy weet, hier sit dit. Secondly, do you experience the peace of God? There's scripture for this, Philippians 4 verse 6 to 7. Moet oor niks bekommerd wees nie, maak alles julle versoeke deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. Vers 7. En die vrede van God, wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor julle harte en gedagtes waak. Vers 6. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Toets altyd dit aan die vrede van die Here in jou hart. Ek sê baie vir die mense, as jy besluite moet neem, en groot en baie belangrike besluite moet neem, toets dit aan die vrede van die Here. Ek skinder uit 'n pastoor se lewe uit. Kyk, baie keer sommige pastore, dit is lekker om 'n beroep te kry van 'n ander gemeente, en veral as dit 'n groter gemeente en 'n mooi gemeente en al die goedes is. So party ouens sal vir die vrou sê, gaan pak jy solank ek bid net gaan, want hy wil eintlik gaan. En in my eie lewe was daar kere wat ek beroepe gekry het, en dan, almal dink jy gaan hierdie beroep, ja, die pastoor van beslis dit van. Maar weet jy nog, elke keer wanneer die goed gekom het, dan was daar een ding wat ek nie verby kon kom. Ek het nie vrede. Sorry, nou sit julle nog steeds met my opgeskop na al dit. Want ek het nie vrede gehad. There was no peace in my heart. And I just knew if I would take that decision, I will make a big mistake. I was not excited, and I did not have peace. So if you want to change your job, change it by all means. But if you don't have peace in your heart about this, let me tell you, rather stay where you are. You'll make a mistake if you go against the peace of God in your heart. So that's an important thing. If you don't have them, because let me say, a word of God will not rob you of your peace. A woord van die Here gaan jou nie onrustig maak. Praat dan ook met iemand wat jy ken, wat jy kan vertrou. Ek dink partykeer is dit goed om iemand as 'n klankbord te gebruik en mee te praat. Ek onthou lang terwyl met 'n beroep dan my visievoorsitter in die vorige gemeente. Ons het altyd saam ook gebid en gaan praat ek met jou Mary. Sê kom nou Mary, maar ek het nou daai skrifgie gekry. Jy weet, en dan sê jou Mary, nee, hy weet nie, dit sê nie vir hom wat ek sê nie, en ek weer gaan bid, jy weet, Mary het weer 'n vers. En Mary het nie gesê nie. En Mary was reg, gelukkig het die Here my ook onrustig gemaak op die einde van die dag, want ek wou graag weggegaan het op daai stadium. Dis gelukkig nie hierdie was 'n aangryp. Don't you worry about it. Dan die ingewing wat jy in jou hart het. Toets dit aan die skrif.
Is dit wat hy hier vir jou sê? Kan jy dit vergelyk met die skrif? Kan jy dit versoen met wat in die Bybel staan en wat die Here as 'n reël vir jou leer? Nog 'n manier waarop die Here praat is met drome en visioene. Dit is 'n belangrike ding. Party mense droom baie. Ek droom bitter min. Ek slaap as ek slaap. Kyk nie movies in my slaap. Maar mense droom nogal. En dit is so, die Here het oor jare, daar's genoeg skrif wat ek en jy kan gebruik wat vir ons gesê hoe die Here met 'n droom aan iemand verskyn het en met hulle gepraat het. So as jy droom, en veral as 'n droom by jou vassteek, kan jy maar seker wees, die Here wil dit teen vir jou iets sê. When you have a dream or a vision, and it just gets stuck in your heart, most probably God wants to say something to you, and then you can pray about it, and you can ask God to tell you what it is He wants to tell you. But you get people that dream a lot, and not every dream you dream has meaning. And I know there are books, because every morning if they dream, they go to these books and I dreamt about a bird, this kind of bird. What does this bird mean? So what does God want to tell me? And then I go to that. I dreamed about a big fat cow. What did I dream about? What does the cow mean? Or I dreamt about a flower or whatever. Not everything that you dream will have meaning. It's not every time God will speak to you. One thing that is for sure though is when you dream something and it does have meaning and God wants to say something, it will stick in your heart. It will really excite you and you will pray about it. Dis 'n baie belangrike ding. Nie elke droom wat jy droom beteken iets nie. Jy hoef regtig nie vir jou die boek te gaan koop oor wat beteken dit as jy oor 'n swart kraai gedroom het. Wees versigtig, maar nou nie, want wat ons doen is, ons probeer elke droom wat jy droom vergeestelik. Jy moet nie alles oor vergeestelik in jou lewe doen. So, as die Here in 'n droom met jou praat, hoor wat hy sê. Die laaste een is, die Here gebruik ook mense om met ons te praat. Of hy praat ook deur mense. God also speaks to us through people. And how does that work? Because sometimes we are so confused, we are so caught up with our problems that we cannot always hear God's voice. And God might send somebody to you to give you a word. Here kan dalk net vir iemand stuur net vir jou 'n boodskap hê om vir jou te sê, weet jy, ek het vandag aan jou gedink en hierdie vers het vir my uitgestaan en hulle stuur vir jou 'n versie wat vir jou iets sê. Of jy's besig om besluite te moet maak of wat ook al en net in die gesprek sonder dat die persoon eers weet waaroor jy top en waaroor jy wonder, sal die persoon 'n opmerking maak wat vir jou gaan eintlik rigting gee, moet of moet nie, dit of dan. Dit is so, die Here het ook profete wat hy na jou toe sal stuur en vir jou sal sê, so sê die Here. Ek het dit in my lewe gehad, ek meen, kom ek gebruik die voorbeeld, om bediening toe te gaan was nooit my droom. Dit was nooit my droom om eendag 'n pastoor te word. So ek het tot bekering gekom en is lief vir die Here, ek was nie vol die Here gedien, maar ek was 'n besigheidsman, ek was op pad om, en die Here het gesê, nou moet jy vir my gaan werk. En ek sou nie vir die Here geluister het nie, al het ek 20 keer oor daai versies gelees wat hy praat oor mense wat hy stuur. Tot hy 10 dienste oor die liedjie van 'n Westhuis nog behandklas opgehou het. En uit die bloute kom 'n tannie, ons is op pad huis toe, ek het die jeug van Wolmaranstad met die kombi elke aand so toe gevat. En die tannie kom vandag, ek ken nie die tannie nie, ek het nie 'n idee nie. Sy sê, ja man, stop. Ja tannie, die Here sê, ek moet vir jou sê, hy roep jou vir die bediening, jy moet bediening toe gaan. Tannie, okay, dankie tannie, okay tannie. Nou gaan het, want ek wil die jong mense by die kombi kry, ons moet ry, van 'n ander hoek, dit is rarig so, vanuit die tyd kom 'n ander tannie, boetie, ja tannie, jy moet net bevestig wat 'n ander vrou vir jou gesê, die Here sê, jy moet bediening toe gaan.
Ja, toe die Here my aan. So die volgende dag, ek en my pastoor het baie saam gekuier, ons goeie vriende. So ek het gisterand iets gebeur. Hy sê, ja, ek weet. Wat het gebeur? Vertel jy nou van my. Sê, nee, hy weet vir my sê, ek het eers so lang stryd, skryf jy dit op 'n papiertjie weer. En hy sê, as dit dieselfde is, dan sal ek vir jou wys anders nie. En ek vertel hom wat gebeur het, en hy vou die papier oop, en die pastoor sê vir my, die Here het jou geroep vir jou te doen. So toe die Here mense gebruik om my aandag te kry, toe ek gaan bid, en gesê, Here, okay, hoe nou? Toe vat die Here my na Romeine 10, hoe sal hulle hoor so met een wat preek? So die Here stuur mense jou pad langs. Maar wat die mense ook al vir jou sê, moet altyd in lyn wees met die skrif. So die Here wil vir jou 10 op 'n nuwe pad lei. Maar jy sal jou hart moet begin oopmaak om te hoor wat die Here sê. You will have to sensitize yourself to hear God's voice. There are so many different ways that God wants to speak to you, give you guidance, support you, and help you in your life. But it is time that you open your ears to hear God. So maybe, miskien, as jy nou gehoor het wat ek sê, kan jy aan 'n situasie dink wat onlangs met jou gebeur het, en jy besef vanmôre, die Here het met jou gepraat. Dis tyd dat jy luister. Miskien het daar iets gebeur, miskien het weer in jou hart 'n ingewing gekom, miskien het jy iets in die Bybel uitgelees, miskien het iemand vir jou iets gesê, of dalk het jy 'n droom gedroom, en dit het hier in jou hart vasgesteek. Miskien moet jy vanmôre net hoor wat sê die Here. Want God het 'n plan met jou lewe. En kan ek jou dit net sê?